Hoe voel jy wanneer jy opkyk na 'n berg? Berge was nog altyd vir my 'n aangrypende gesig van God se geskape natuur. Maar soms kan berge natuurlik ook iets skrikwekkend inhou. Vir die ou Israeliete in die tyd van die Bybelse tyd was die berge rondom Jerusalem ook meer as net fantastiese landskap. Dikwels was die berge vir hulle simbole van vrees, van rowers, van roofdiere, van moeilike, slegte weeromstandighede, tekens van allerhande bose geeste, byvoorbeeld soos tye van volmaan. Nou, Psalm 121 vers 1 skryf Dawid daar: ek kyk op na die berge en ek wonder, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? Die ou vertaling het gesê, ek slaan my oë op na die berge. Vir my is dit 'n baie sterker vertaling, ek slaan my oë op na die berge, as net ek kyk op na die berge. Hierdie vertaling van ek slaan my oë op na die berge is vir my 'n digterlike manier van sê, hier lê nou 'n moeilike tyd voor my, waarvoor ek amper nie kan sien nie. So, hoe voel jy as jy opkyk na 'n berg, veral wanneer jy oor die berg moet kom en jy nie altyd regtig die krag of die moed daarvoor het nie? Ek dink nou aan tye toe ek 'n klein seentjie was en ek saam met my pa in sy ou lorry oor die berge gery het na plase toe wanneer hy kampmateriaal of iets moes gaan aflewer het, en daai verskriklike berg waar daai lorry uitgekruie het, en dan moes hulle die werkers langs die lorry loop en altyd klippe onder die wiele sit sodat hy nie terugrol nie, en dan beer hy weer vorentoe. Ek kry vandag nog sulke gevoelens van angs as ek dink aan hierdie verskriklike berge wat ons moes oorgery het. Vandag sal dit dalk heuwels wees nou dat ek groot is, maar daardie tyd was dit berge. Partykeer kyk ons mos ook op na emosionele berge rondom ons. Partykeer is ons lewensomstandighede mos ook berge wat ons oor moet kom. Psalm 121 is dan wat ons noem 'n pelgrimslied, wat die gelowiges gesing het wanneer hulle uit die platteland Jerusalem toe beweeg het, en hulle dan oor die berge rondom Jerusalem moes gaan. Dan het hulle gesê, ek slaan my oë op na hierdie berge. Maar hulle het natuurlik ook uit ondervinding dan geweet dat hulp kom van die Here wat die berge gemaak het. Hulle kon onthou dat God altyd groter is as die struikelblokke, enige struikelblokke van my lewe. Hy is sterker as enige vrees wat ek mag ervaar. Sy liefde en genade en sy krag gaan baie hoër as enige swaar kry wat ek in hierdie lewe moet verduur of moet oorkom. Oral in die Bybel word daar dikwels ook vir ons tonele geteken van berge, maar dan berge van hoop. Dis plekke waar ons God ontmoet het, waar ons redding kan ervaar, volgens die Bybel dan. Ek self het ook op 'n berg, as tiener, ek was 'n tiener, het ek op 'n berg tot bekering gekom. En dit hou vandag nog, natuurlik deur die genade van bo alleen. Kom ons dink in die Bybel aan die berg Ararat. Dis waar Noag met sy berg, met sy ark, tot rus gekom het, nadat die vloedwaters gesak het, Genesis 8 vers 4. Ararat staan daarom dan as 'n soort van 'n monument van hoop, 'n monument wat vir ons sê dat selfs na die grootste storm, die vernietigendste storm wat ons lewe mag tref, dan maak God weer vir ons 'n rusplek, iets standvastig onder ons voete, 'n pad vir ons lewe oop. Dan is daar die berg Sinai, dit is waar Moses die 10 gebooie ontvang het, Eksodus 19 tot 20. Op daai berg het God met sy mense, sy volk, sy gelowiges gepraat. Mense, 'n volk wat
toe nog verward was, hulle was nog broos, hulle was vol twyfel, nadat hulle uit Egipte land, uit die slawehuis uit bevry is. Toe het Sinai, die berg Sinai, vir hulle die betekenis van gekry van 'n berg van belofte, waar God belofte in ooreenkoms met sy volk weer kom aangaan. Uiteindelik kan ons kyk na Golgotha, 'n berg Golgotha, wat eintlik meer 'n koppie, 'n heuwel net buitekant Jerusalem is, maar tog 'n berg. Dis waar ons ware hoop gebore is, want op Golgotha het Christus kom wys dat geen donkerte, geen berg, geen skuld, geen smart, geen niks te hoog is en te groot is vir God se genade nie. Golgotha word dan die berg waar al my wanhoop wat ek in hierdie lewe mag ervaar, wanhoop as gevolg van my omstandighede, wanhoop as gevolg van krisisse, dinge wat voor my lê wat ek nie voor kan sien nie, het wanhoop plek gemaak vir ewige hoop. So wanneer ons dan vandag sê ek kyk op na die berge of ek slaan my oë op na die berge, dan sien ons nie net vir Ararat of Sinai of Golgotha nie. Ons wat nou opkyk na die berge, weet nou by al daai voorbeelde in die Bybel was God teenwoordig. Hy sal ook in my berge, op my berge, in my dale, sal hy ook teenwoordig wees. Hy is vandag dan tog dieselfde God van daardie tyd wat nou nog by my en jou staan wanneer ons oor ons berge of deur die dale moet gaan. So wanneer jy opkyk na 'n berg, opslaan, jou oë opslaan, dan beteken ons eintlik jy's nou aan die voet van die berg. Jy's baie na aan die berg. Dit lê vlak voor jou. Jy kan dit nie meer vermy nie. Jy kan nie rondom die berg gaan nie. Daar's nie omdraai nie. Maar soos die ou pelgrims van ouds, dan kan ek en jy opkyk en weet, my hulp kom van die Here. My hulp kom van die Here wat wat die ark op die berg Ararat na die groot storm tot rus laat kom het, wat Sinai laat rook het met sy teenwoordigheid en Golgotha laat skyn het met sy liefde. Hy bly vandag nog steeds die God van my en jou hoop, en daarom word die berge voor ons, hoe groot dit ook al mag wees, maklik ook berge van hoop. Daar is iets tydloos en heilig aan berge. Die berge staan onbeweeglik en hulle staan stil. Vandag is hulle daar, môre sal hulle steeds daar wees. Dink maar aan nou Tafelberg. Vanaand is dit donker nag, maar môre as ons wakker word, dan staan hy daar. Hy staan daar asof die berge, asof hulle met hulle kruine self aan die hemel kan raak. En vir eeue het mense na berge opgekyk. Nie net as deel van die pragtige goddelike skepping nie, maar as simbole van iets hoër, iets groter as hulle self. Dis asof die berge die grense tussen aarde en hemel kom versag en vir my en vir jou kom herinner dat God altyd nader is as wat ons dink. Daarom gaan lees weer Psalm 121 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge, ek slaan my oë op na die berge. En waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde en al die berge gemaak het en my nooit uit sy hand sal laat glip nie.